Ek is 'n vierde generasie boer. Ek is ook 'n kommersiële slagter en ek wil mense bewus maak dat ons hier met diere werk en dat 'n lewe eers geneem moet word voordat ons met die produk kan werk. Na 'n lang gesoek het ek uiteindelik 2 mense gekry wat dieselfde passie het as ek vir die vleisbedryf. Ek is klein bietjie plattelands, maar ek ken nie die plaas so goed nie. Van die hantering van die lewendige dier tot die verwerking van die vleis gaan hulle staan moet wys. Daai dermpie, ek kan nie dink dat hy wors daar kan in nie. Ook in 'n weeklikse kookkompetisie waar ons die snit van die week gaan opdis. Die secret ingredient. Ek is bang ek het my hand bietjie oorspeel met die neut. Elke week is daar 'n wenner, maar ons sal na 13 weke sien wie gaan wegstap met die titel van slagmeester. En dan kan jy net vir my sê wat jy dink. So julle nou sê wat is die lekkerste ene? Die kinders het gepraat. Ja, vandag se wenner. Dankie, dankie, dankie. Op hierdie vleisreis van ons het ons nou al die pluimvee, grootvee hanteer. Vandag gaan ons weer terugbeweeg na beesvleis toe. Ons het agter begin by die bout waar ons die biltonge gesny het. Vandag beweeg ons 'n bietjie meer na die middel toe van die karkas. Ek het besluit ons haal een van my gunsteling snitte uit, die lendeskuif, beter bekend as die sirloin. Ek gaan vir julle wys hoe om die lendeskuif te verwerk, te ontbeen, voor te berei, waar julle dit dan nou vanaand vir ons hier by Boer & Butcher gaan voorsit. Vandag se gas is Ronette van Heerden van die innoverende maatskappy YouCook. Ek sê julle baie graag aan haar wil voorstel dat sy met ons kan deel wat is vandag se uitdaging. YouCook is 'n aanlyn kosafleweringsdiens waar jy 'n keuse van maaltye het wat jy kan bestel. Elke maaltyd se bestanddele is reeds vooraf afgemeet met 'n resep by wat jy gerieflik by jou huis self kan voorberei. Goed Ronette, vertel ons 'n bietjie van hierdie week se uitdaging. Okay, so basies YouCook bestaan uit 9 resepte elke week waar jou kliënt 3 kan kies. Vanaand se wenner se resep sal volgende week op ons spyskaart verskyn. Ja, ek wil baie graag vandag wen, want jou resep kan in YouCook kom. En ek hou van YouCook, ek hou van die konsep en alles daarvan. Maar daar's voorvereistes. Dit moet seisonale bestanddele bevat, low carb wees en suiwelvry. En dan mees belangrik, dit moet onder 40 minute gemaak kan word. So. Daar's 'n bietjie druk daar, né? Ja. Nie net dit nie, daar's ook 'n pragtige stel snyborde op die lyn. Maar voor ons by dit kan uitkom, moet ons drietjies eers weer terug na Altona toe. Kosie daar's so 'n klomp jong vervangingsverse, wat ek vir julle 'n bietjie gaan wys hoe om hom fisies te ondersoek. Waarna ons na die verwerkingslokaal toe gaan by Boer & Butcher. Waar ek vir julle gaan wys hoe om julle snit voor te berei vir vanaand se koek vir Ronette. Ronette, baie dankie. En dan sien ons vir jou 'n bietjie later. Geniet die plaas. Dankie. Dankie. Ons bring hulle vandag weer Altona toe. Kosie het 'n klomp jong vervangingsverse wat fisiese ondersoek moet ondergaan. So ek gaan vir Maree en Anita net blootstelling gee aan hoe om 'n bees te hanteer en die prosedures wat gevolg word. Ons is weer terug hier op Altona plaas en ons gaan vandag met die Angus beeste werk. Dit is 'n bietjie van 'n groter dier, maar ek sien baie uit daarna om met hulle vleis te werk want ek weet Angus vleis is baie lekker. Hy sê hulle is op pad met die bees. Hulle gaan dit inbring kraal toe vir ons. Dan hierso by die kraal sal ons nou vir julle wys hoe om 'n fisiese ondersoek te doen met die bees. Ons gaan 'n bietjie beeste kyk vandag en hulle neuse inkyk en hulle oë kyk en hulle velle kyk en dinge. Ek is opgewonde om te hoor wat Edu ons gaan leer. Jo, ons groot diere hierdie nou. Dis nou hulle vervangingsversies wat hulle nou gaan hou om mee aan te tel. Hoekom is van hulle swart en van hulle bruin is dan dis maar net. Dis dieselfde ras. Jy kry 'n swart Angus en 'n rooi Angus. O, okay, nou maar Hulle het beide. maar dit is nou daar's niks verskil nie. Nee, wat. Om beeste te hanteer gebruik ons 'n drukgang. Ons sal nou hier uit die groter kraal uit indruk daar in die drukgang in waar ons dan die bees vang in 'n nekklamp. In die nekklamp gaan ons dan die neustang gebruik om ons fisiese ondersoek te doen met die bees. Is jy reg om my te help? Yes, kom. Right, let's go. Hop. Kyk. So, En Yes, maar dit is skop aan hom. dit is een inkry daar. As een eers gaan dan gaan almal. Jy moet versigtig wees. hulle is nog lekker jonk, jy kan dit voel. Hulle is nog vibe, hulle is spring en hulle is bedrywig. Wil jy in 'n hoek gedruk word? Hup. Al gaan hy. As hy Vorentoe. As hy
Right, sien nou kan sy nie terug. Rustig. Okay, alright. Wat jy doen is jy moet die stert effens draai laat hy vorentoe kom, stadig. Die ster draai. Okay. Well done. Hou daai ding uit. Okay. Gebruik van die neusstang kan dalk 'n bietjie gruisam oorkom, maar dit is maar net omdat hulle nie gewoond is daaraan nie. Dis jong beeste wat nog nie vreeslik baie hanteer was nie en dis maar net ongemaklik. Dis nie dat dit pynlik is nie. Kyk hoe oorheid is. Soos daar. Niks uitwendige parasiete nie. Omdat die beeste gesond moet wees, is dit belangrik dat ons na die oogies kyk, dat daar nie stokkies of 'n doringkie of iets in is nie. Hy kan regtig blind gaan. En dan die ore, daar kan baie parasiete sit, die vel wil jy kyk vir bosluise, al die dinge. So ek bedoel die hele proses is nodig dat jy 'n gesonde dier het wat jy dan op die ou ende kan slag en daarna baie lekker vleis kan voorberei. Dis nou hier waar ons wil kyk of sy enige uitwendige parasiete het, borsluise of miskien ook knopvelsiekte, is baie algemeen onder die Angus in ons area en dis dan ook hier waar ons sal behandel as daar 'n probleem was. Maar sy's baie gesond, daar's nie fout nie. OK. Dis stresvol vir hulle, so kom ons kry haar uit. Gaan sussie, gaan. Nooit. En is vinnig, jy weet, ons behandel die bees en so gou as moontlik probeer ons haar weer uitkry, want dit is maar stresvol vir hulle. Daai neusstang het dit nie vir haar seer gemaak nie. Nee, dis maar net ongemaklik eintlik. Dis jong bees hierdie, hulle is nog nie baie hanteer nie. Hoe oud is hulle? En ek skat sy omgewing van 12 maande. Dit is regtig gesonde, sagte velle, oë is mooi, hulle hoewe is mooi. Dit is regtig lekker om te sien dat mense so mooi na hulle diere kyk. Ons is hier by die Boer en Butcher verwerkingslokaal. Dit is die grootste bees agterkwarte wat ek in my lewe al gesien het. Goed julle, hierso het ons nou weer 'n agterkwart. Dit is 'n AB, bietjie ouer. Ek hou van 'n AB gradering want jy kry 'n lekker groot bouvorm. Hierdie is nogals elke keer vir my 'n bietjie van 'n challenge, hierdie groot stukke vleis. Julle sal onthou ons het hierdie bout afgehaal toe ons biltong gemaak het. Ja. Waaruit bestaan die bout? Wat het ons die biltong van gemaak? Topside, silver side. Wat sien jy die vet op? Die silver side. Daar's hy. Kan julle onthou wat ons hierdie gedeelte noem? Die groot stuk vleis. Dis die dik flank. Jy het vir ons 'n paar vrae gevra, so amper so 'n recap. En tussen my en Anita kon ons nogals onthou waar lê wat sien net bietjie meer vet aan. So ek hoop hy's beïndruk dat ons ten minste luister as hy praat. Die gedeelte wat ons vandag gaan verwerk is hierdie boonste gedeelte. Hierdie eerste stuk is ons teebeen, hier waar die fillet ophou. Hier vanaf op is dit net lendeskyf of dan nou sirloin. Hierdie snitte 21 dae verouder, lekker op die been verouder. Hy's net soveel geuriger as hy op die been verouder as wat hy vakuum verpak word in plastiek en in sy eie bloed verouder. So hierdie is topkwaliteit. Maar dis enige gehelp dat ons nog hierdie twee outjies op die tafel kry. Die vaardighede wat ons hier tot die proef gaan stel is maar weer ontbening. Dis nie 'n moeilike snit om te ontbeen nie want dit is nou 'n groot raam en die snit wat ons afhaal is lekker groot. Hulle vaardighede sal goed ontwikkel. Ek dink nie die woord vir hulle probleem te wees nie. Julle hierdie is 'n pragtige bees gewees. Jy kan sien uit gesonde vetdekking, nee. Ons het die vetdekking nodig om ons steaks te verouder. Dit verhoed dat die vleis suurstof kry. So ons kan dit langer hou. Mooi bouvorm. 'n Pragtige voorbeeld van 'n tipiese vleisras. Dit is lekker om die vleis so voor jou te sien van die fillet en dan weet jy waar die T-bone is en dan nou natuurlik die sirloin wat ons vandag gaan uithaal. Goed, ek gaan nou vir julle illustreer hoe om die gedeelte te verwyder wat ons vandag gaan gebruik. Hier waar die filet ophou, ons gaan hierso deurkom. Ons gaan net langs die ribbeen af. Hier gaan, so ver as wat ons kan. Ons wil so min as moontlik vleis saag. Hy tande is baie grof, so jy sny so ver as wat jy kan en dan hierdie laaste gedeelte gaan ons moet deursaag. Net daar deur daai klein stukkie. So hierso het ons nou lende op die been. Daai klein bietjie fillet sal ons gebruik vir 'n sousatietjie. Ons baie ander gedeeltes daarmee nog kan doen. Ons gebruik alles. Goed. Hier vanaf gaan ons hom nou net teen die rib losmaak. Jy sien hierso aan die binnekant is die ribs. Die bo wys die been vir jou waar jy moet begin. So ons begin teen die been. Al teen die rib af, al teen die rib af. Onder.
En dan nou, daar waar die rugwervel, kan jy sien, gaan die been daai kant toe. So dan gaan ons mes daarin en daai kant toe uithaak. Okay. Die rib kan ons natuurlijk nog gebruik. Yes. Goed. En net daai eerste vet verwyder. Hierdie gebruik ons natuurlijk ook. Dit lyk lekker. Ja, waarvoor gebruik jy dit? Jy kan dit lekker in jou wors gebruik. Dames en here, daar is jou prima lende skyf. Het jy hom? Yes. Jessie, toe eerder daai vleis sny, ek moet sê, ek was bietjie bang. My guts moes ek eers 'n bietjie bymekaar skraap. Jy doen dit so maklik laat lyk weer eens. Gaan jy invlieg? Ja. Ek sien so uit dat daai sirloin. Ek moet vir sê, ek raak bietjie geïntimideerd as dit kom by hierdie groot stukke vleis. Daai het ek vleis vir my lê, ek sukkel baie keer om te weet waar begin jy? Ek sien Edo, kom hier van hierdie kant af so. Ja, dis Maar het jy gesien hoe wild raak as hy hom so vat? Ek kan nie verder hier nie, want hier stryk ek been. Been, ja. Kan ek dit vir jou omdraai, dan kan jy daai ander gedeelte nou. Omdat ons die bees nou al ken, dis nie meer so skrikkerige gevoel nie. So ek is gemakliker, maar ek gaan maar in stilte werk tot ek by die been kom en dan gaan ek maar net op my tande byt en saag. Dit goed. Maar het vir my is iets wat gemakliker gelyk as Anita. Dalk het al iewers 'n stuk hout uitgesaag, dit kon hom ook gehelp het. As hy. Hoe lyk hy? Baie goed, netjies. Anita, sterkte met die saag. Ja. Kyk, dit werk as jy met mooi vleis werk wat die goed op hulle plek lê wat hulle moet. Dink ek is dit ook makliker. Dis jy maar daai snit van jou is flippend mooi. Maar dit was regtig nogal so 'n bietjie van 'n challenge vandag. So ek gaan nou daar begin, daar teen daai been af. Ja, van daai rib af na daai rib toe, van daai been af na daai been toe. Joh, is so 'n mooi stuk vleis. So, hoe gaan julle snitte vanaand opdolly? Is dit nou maar 'n sousie hier en 'n basting daar? Ek persoonlik hou nie van souse of bastings oor my vleis nie. Sout, peper, klaar. Amen. Dankie. Ek raak altyd so hartseer dan het ek 'n snit verouder vir man 25, 30 dae en dan kom daar 'n ou en dan vra hy vir my die beste snit en dan reg daarna dan vra hy vir my het julle enige basting sous? Nee, ons het nie. Sout, peper, olyfolie. Hou dit plain, hou dit skoon en jy weet dat die beesvleis die sterk bly. Ek wil net gou ek sny nou daar. Ja, so jy sal sien hier so hierdie rugwervel kom, so jy moet nou daar om ingaan en dan met jou mes hier uitkom. Okay. Presies soos hy vir ons gewys het. Dis snaaks, die vleis lei jou amper waantoe om te gaan. Ja, daar is 'n knop, dit is nou 'n rib wat nou heg aan die wervel, so jy moet net om my knop kom. Ek moes bietjie van 'n ander angle vat van die rib se been maak so ek moes mooi daarin gaan. Ek hou van hoe noukeurig julle daarop let om ekonomies te werk. Eerder dit oorversigtig as wat julle net wild ingaan en vleis op die been los. Okay, ek gaan nog aan. Nee, dit lyk goed, Daar sê. Oh, Maar hy het baie goed gedoen. Hy is daai opgewonde en hy werk hom en hy sny baie mooi, joh. Die verwerkingslokaal is 'n middelpunt vir my en Anita. Sy, net soos ek, raak al hoe meer gemaklik, al hoe beter en sy sny al hoe mooier, al hoe fyner. So ja, ek dink vanaand gaan interessant wees. Goed julle moet nou julle porsie sny vir vanaand. Hou 'n gedagte hoe julle dit wil gaar maak. Is dit medium rare? Ons begin gewoonlik so by 2.5 cm, so 'n duimdikte. Jy weet, dis redelik aanvaarbaar. Ek sal sê so lekker. Daar is die business. Ek sal nog ons graag wil hoor of Edu van ons werk vandag gehou het, want ek is regtig trots op myself. Vandag sin het regtig goed uitgekom en daai stuk vleis lyk so mooi. Ek dink ons altyd is baie lus vir daai stuk steak wat ons gaan gaar maak. Ek is gelukkig. Anita, My mond water letterlik, ek kan nie wag nie, kan ons nou net gaan. dan moet ons seker maak dat ons by Boer en Butcher kom, dat ons hierdie outjies kan bederf. Ja. Ek sou daai snit presies dieselfde gesny het in my winkel. Ek is baie opgewonde en sien uit na wat hulle gaan doen. Ek sien ook uit om bietjie te proe. Vanaand is taamlik honger soos ek hier staan. Voel vir my asof ek die prys neergesit het nou, dit is so mooi. Goed, julle vanaand gaan vir my oor die vleis. Die vleis moet die hero wees. Ek het baie moeite gedoen, hierdie karkas verouder vir 24, 25 dae, droog verouder op die been, soos wil daai geure uitkry. Doen net dat jy enige wenke vir hulle. Want dan julle 4 voorvereistes, seisonale produkte, lae koolhidrate,
geen suiwel en onder 40 minute. Dat julle in die kombuis kom, is nie oor 35 minute. O, jette, okay. Sterkte. Ek persoonlik is nie een wat hou van souse en goed oor steaks of so nie. Gewoon, plain, soos my oupa dit gemaak het, sout, peper, suurlemoensappie en dan net lekker slaai bymaak. Tyd is min. Ja, ons moet vinnig maak. Die wenresep vanaand verskyn in YouCook. Ek dink Anita wil dit verskriklik graag hê. Ek ook, want dit is ongelooflike blootstelling. Sterkte. Selfde. Ek gaan ietsie snaaks probeer wat moontlik 'n risiko kan wees. My sirloin met 'n coffee chili rub smeer net voor ek hom op die grill sit. Hy is stil in die kombuis. Jo, dis verskriklik. Oorverdowend stil vanaand, hè? Ons moet maar altyd baie fokus en ek dink die groot ding is jy wil vanaand regtig 'n mooi bord kos daar uitsit. The pressure is on. Hoe lank gaan jy met jou steak braai? Jy lyk nou my meisie wat haar steak medium eet. Om die steak oorgaar te maak is my grootste vrees. Met die koffie rub en die goeters weet ek moet dit op die kop medium rare kry. Jou goed ruik alweer lekker, Anita. Ja. Dan het ek my aardappeltjies opgesit. Ek kook nou gou so lank vir hulle want hulle vat maar 'n tydjie. Bubble away. As my eie uitkom, dan gooi ek my groenbone in die pan, dieselfde pan daarso. Sout en peper om 'n bietjie en dan gaan ek my neute bygooi net om hulle bietjie te rooster ook. Hierdie 40 minute wat ons het om voorberei is nogals 'n jy moet weet wat gaan gebeur. Maret vanaand heeltemal uit sy baan uit getrap. Hy het 'n koffie rub wat hy op sy steak gaan sit. Ek het nooit gedink hy sal so waghalsig wees nie. Net hoekom jy so demanding is vanaand. Ek moet wen, Anita. Ek is bietjie gefokus nou. So is nie jy nie, dis ek. My slaai gaan ek redelik eenvoudig hou. Dit gaan baie 2018 lyk, maar my bestanddele gaan net wees baie fyn, mooi rooi ei, bietjie knoffel wat ek opgesny het, dadels, amandels en dan 'n Marokkaanse couscous wat ek net gaan maak deur gewone couscous en dan 'n Marokkaanse spesery deur te gooi en dan om toe te maak met 'n bord dat hy lekker swel. So, lyk dit by julle? Die voorbereiding is amper klaar en dan sit net die vleis en die goeders bymekaar sit. Hoeveel tyd het ons oor, Renet? Nog so 10 minute? Ons het bietjie min tyd oor en ek en Anita het nou so vir mekaar gekyk en besef ons steaks moet nou opgaan. Hoe ver is jy? Amper klaar. O, ek dink dis baie mooi. Anita gaan vir die tradisionele, ek gaan dit sommer die Edu sirloin noem. So dit maak my op my senuwees want ek weet sy speel in Edu se palet in. Hierdie vleis is wonderlik, mense. En nou 'n rub. Kan ek ruik? Jy kan enige tyd ruik. Wat ruik jy? Baie lekker koffie. Ja. Dit wys net vir jou hoe sy confidence in die kombuis heeltemal gegaan het van hier tot hier. Okay, ek gaan nou begin hoor, Anita. Ek dink dit is tyd. Ek gaan net gou hierdie aardappels uitgooi, dan kan ons al twee steaks. Ek het nie olie wat ek gebruik nie en sy het lekker olie, so sy gaan bietjie meer vlamme kry. So ek dink myne gaan 'n klein bietjie langer moet gaan. Ek wil hom net nie te gaar maak. Ooh, jou nou brand hoor. Ek het gedink ek wil dit doen. O, sommer so 'n bietjie roosmaryn as 'n Kwassie maak. kwassie gebruik. Dis slim. Kom ons draai hierdie oudjies uit. Daai is tradisioneel. Daai's 2018. Ek dink ek gaan my steak laat rus op my roosmaryn. Maar dis nou is jy besig om stout te wees. Dink hoe verder ons in hierdie vleisreis gaan, hoe meer raak dit 'n kompetisie. Ons het nog so 8 minute oor hoor. Ja, okay. Gaan jy hom laat rus? I think so. Ek vat nou kans. Dinge begin ernstiger raak. Ek moet daai steak afkry. Nou ek die aardappeltjies hier afkry. Okay, slaai klaar maak, dan kan ons vlieg. Hierdie slaaitjie van my is omtrent 'n ding wat jy vir 'n first date kan maak. Okay. Dis nie meer so 'n city slaai nie, né? Nee, hier beweeg ons nou op. Ek is mal daaroor. Dis mooi, dis eenvoudig en dit is soos wat ek by my huis sal gaar maak. Vir my voel dit so tussen medium rare en rare wat ek wou gehad het. Anita se kos lyk en ryk amazing. Sy gaan 'n 10-10-1 in die 11de uur my net kom verbyvat. Ek wil natuurlik wen, want dis lekker pryse weer vanaand. Mens kan nooit te veel houtborde hê nie. Ek is opgewonde. Sjoes. Wow, dit lyk regtig Gesond. Baie. Wat jy tyd reg gewees. Julle was op tyd. Jessie. Mooi. Is alles seisonaal, Lyk vir my 100%. groen, so dit is redelik low carb, né? Dan gaan ek en Renet gou 'n bietjie proe. Geniet dit. Goed, na hierdie week se leer van die steak en die steak sny en al die moeite wat Edu gedoen het vir ons met hierdie sirloin, dit maak my regtig nervous. Goed Renet, ek dink ons begin hier van 'n kant af, né, met Anita se nak eerste, maar net gou vinnig jou eerste indrukke. Porsies lyk baie goed vir my. Ek dink Marie het sy steak met koriander gedust. Okay. Dis hoekom hy so baie mooi kleur gebring het. Lyk heerlik.
Maar Anita se lyk net so mooi. Maar toe. Jou senuwees knaag, maar dit is maar elke keer. Jy dink jy gaan oor dit kom en dit is half van ag, dit is okay as ek verloor, maar nog steeds, jy wil maar wen. Wen is lekker. En ek weet nie van jou nie, maar ek gaan net so 'n stukkie vet by sny. Dit is vet vir jou. Medium rare. Hy's rou. Sout, peper en ek kry lekker die smaak van die. Seker, ek sê 100% saam. Ja. En dink uit my perspektief uit die bykosse wat ook bykom by ons nou weer, is vir my ongelooflik mooi, groen. Alles gaan vreeslik lekker saam, jou eie wat gecaramelized is, wat soet inbring, mal oor. Voor ons te mee gevoer raak, kom ons duikie in met Mares en dan wat sê jy van die kleur? Hy's als medium. Borderline sou ek sê. Daarom nie te gaar hê. As ek dink die slagmeester gaan nou my vleis proe en dis nie vir hom goed genoeg nie. Ja, ek is so al bang en op my senuwees op dieselfde tyd. Die steaks koriander kom baie deur met die rooi eie snaaks en die Dis my bietjie iets anders, dit beweeg my bietjie weg van die plain sout en peper, maar ek dink dit was ook deel van hierdie oefening te kyk wat ons miskien nog 'n bietjie anders te kan doen ook, né? Jy weet. was die challenge. Goed, sal ons hulle dan terugroep. Ek's reg. Ek hoop vir Mares se part dat daai koffie rap wat hy gemaak het vir hom sal deurtrek. Dan kom terug julle. Hoe voel julle? Ja. Nervous. Goed, net val jy soms weg met Anita se dis. Jou steak was baie goed gaar gemaak. Jou pesto en jou caramelized onion, aardappels, green beans, alles perfek. So baie mooi. Maar jy weet ek is 'n sout en peper ou. Ek voel jy het 'n bietjie van 'n kans gevat. Nietemin die slaai lyk goed. Ek dink beide disse wat kwalifiseer vir julle doeleindes, né? Met dit in gedagte is daar mos nou net een wenner. Maar dit is jy. Ja. Ek gaan jou blad skud want om vir my van 'n sout en peperman, jy weet, oor te skuif na iets eksoties soos dit, moet dit iets spesiaals wees en volgens my het jy geslaag. Baie dankbaar. Ja, sy vleis het vir my mooier vertoon. Dis baie goed dat ons so ver al kan inwees en dis nog steeds so kop aan kop. Ek het nie geweet wat om te verwag nie, maar ek is so bly ek het gewen. Het is nooit lekker om te verloor, nie? Maar ja, dit is hoe hierdie vleisreis is.